Goeiedag, my naam is Erik Skooman. Ek is 'n kliniese sielkundige en ek is aan die stuur van Sake van die Siel of in Engels Matters of the Soul. Hierdie video handel oor genesing na abortus. Nou hierdie is 'n sensitiewe tema en ek gaan nie in hierdie video die hele argument voer rakende abortus of dit nou reg of verkeerd. Ek gaan vanuit die staanspoor uit van 'n pro-lewe staanspoor wat dat dit onbybels is en dat dit nie God se wil is nie, maar hierdie video se doel is nie om te veroordeel nie, hierdie video se doel is om genade en genesing te help bring vir mense wat daardeur is. So of jy nou 'n man of 'n vrou is, en ek dink meeste van die mense wat hierna sal luister sal vrouens wees, jy is kosbaar vir die Here en ons wil graag die waarheid in liefde met jou deel. So Sake van die Siel, as jy nou nie baie daarvan weet nie, is iets daaroor. Dit het ek nou so in 2013 begin. Die doel daarvan is om vir Christene sielkundige inhoud te gee wat vir hulle kan help om eintlik hulle self op 'n genesingspad te kry saam met die Here, waar hulle sielkundige kennis kry maar met 'n Bybelse agtergrond of 'n Bybelse fondasie. Wat nou eintlik gebeur is as jy op die internet kyk, dan is daar baie inhoud beskikbaar, maar dit is nie noodwendig almal Christelike sielkunde inhoud nie. Nou, ek is natuurlik Christen myself en ek werk ook vanuit 'n sielkundige hoek uit, maar ek sê soos jy you eat the meat and spit out the bones. So ek gaan bietjie deur sielkunde en dan kyk ek na die goed wat regtig in lyn is met die Bybel en die Bybelse siening, so dan hanteer ek dit. So dis eintlik ook 'n vorm van Christelike berading wat dan ook deur skemer. Nou, goed, kom ek praat so 'n bietjie met jou. So die video is gerig vir mense wat in 'n rouproses en eintlik in 'n trauma van abortus is. Nou as dit hierdie traumatiese proses mag iets wees wat oor jou pad kom jare nadat jy 'n abortus gehad het. Dit is nie te sê dat dit kan weke wees, dit kan dae wees, ure wees na 'n abortus wat jy hierdie video kyk, maar dit kan ook jare wees. Dit kan selfs 30, 40 jaar wees na 'n abortus. En baie van die mense, veral dan die vroue wat hiermee werk en wat hiermee sit, beleef geweldige skuldgevoelens en gevoelens van skaamte en absolute walging in hulle self, want dit is 'n ontsettende moeilike ding. Die navorsing sê nee, meeste vrouens beleef maar verligting na 'n abortus en dit het eintlik niks daarmee te doen nie. Dit laat hulle nou glad nie so sleg voel soos wat sielkunde probeer sê nie. Dit is nou glad nie so erg nie. So dan kom sielkunde maar eintlik in probeer sê nee, dis nie so nie, maar godsdienstige vrouens beleef wel depressie en angs en so, maar ek dink dit is nie heeltemal waar nie. As jy 'n langtermynstudie gaan kyk, dan gaan daar mense wees. Maar sodra jy die Here leer ken en jou gewete is natuurlik sag vir die Here en jy luister na hom, dan begin mens gesond word en ou sondes en dinge wat jy gedoen het kom uit. Selfs jong Christen vroue maak hierdie fout, tienermeisies, en hulle mag dalk in 'n Christelike huis groot word, selfs dalk nie, maar hoe dit ook al sê, binne in jou weet jy, ek het teen die Here gesondig en ek het nou droog gemaak. Selfs nie Christene weet hulle het iets verkeerd gedoen. Die woord sê dit, die Here het vir ons reg en verkeerd kom openbaar, maar dan in 'n poging om hulle self te beskerm teen die intense skuldgevoel, gaan bære hulle eintlik dit in as 'n geheim partykeer weg. Partykeer druk ons die gevoelens en selfs die gebeure weg. En dit word selfs afgemaak as nie so belangrik nie, as nie iets wat eintlik so saak gemaak het nie. Dit wat Dawid dink ek was jonk. Ek het nie mense gehad om my te ondersteun nie of my familie sou in geval vir my verwerp het en al daai goed mag waar wees. Maar dan is dit eintlik so 'n bietjie 'n regverdiging vir hierdie sonde en dit maak dat jy dan eintlik aangaan, maar tog skemer dit deur in jou huwelik en jou seksuele lewe en jou getroude lewe. Dit skemer deur in dalk hoe jy voel oor jouself, jou liggaam. Dalk het dit selfs fisiese nagevolge gehad. Hoe jou ouerskap is. Dalk het jy depressie, angs, woede, eetstoornis, jy het dalk so jy weet comfort eating. Dalk is dit nie enige van daai goed nie, dalk is daar niks veel verkeerd nie, maar tog weet jy het gedoen. En dit het nog steeds eintlik 'n sonde gewees teen God.
En dis 'n groot almagtige heilige God. Hy's baie liefdevol. Hy gee sy eie seun vir ons. Ons gaan in diepte daarna kyk. Maar hy is groot en heilig en hy moet eintlik gevrees word. Ons moet eintlik weet hoe groot hy is en hoe erg dit is om hom te afronteer. Nou, maar ons moet ook weet hoe goed hy is. En eintlik is eintlik in 'n rouproses waarin jy gedompel is en eintlik hoe kan jy hierdie geheim, as dit 'n geheim is, dalk weet ander mense, maar dalk weet mense nog glad nie. En eintlik kan jy hierdie geheim op 'n plek bring waar dit nou gesond kan word. Wanneer ons deur die lewe gaan, dan sal daar dalk dinge wees so snellers wees wat deur jou lewe gebeur het. Goed wat deur jou lewe gebeur het, wat jou mag herinner aan hierdie gebeurtenis. Dalk is dit die herdenking van die dag wat jy die abortus gedoen het, of 'n Moedersdag, of dalk is dit die dag wat jy vermoed het die babatjie gebore sou word, daai omgewing. Dit mag almal snellers wees vir daai pyn. Dalk is daar selfs woede teen jouself of teen iemand anders. En dit kan jou bietjie in 'n sirkel vas hê. En met ter tyd mag dit jou so 'n bietjie 'n maalkolk aftrek. Nou, as jy na my luister en jy hoor en jy sê, "Sjoe, ja, ek het seer en ek het eintlik nodig om genesing te kry," en dalk kom daar nou emosies by jou op. Dan is jy nie alleen nie, daar's baie mense. Abortus is ongelukkig en dis tragies, ontsettend groot. Daar's honderde miljoene babatjies wat vermoor word elke jaar. Maar jy weet die Here wil kom in jou uit hierdie siklus van skuld, skaamte en spyt en seer en pyn kom. Hy wil jou stelselmatig, hy wil jou kom uithaal en hy wil jou kom gesond maak. Maar die eerste stap soontoe is om eerstens te erken hierdie is sonde. Nou sonde beteken jy het God se plan gemis, jy het die doel van hom gemis. Hamartia is die Griekse woord. Ek's nou nie 'n Griekse kenner nie, maar ek ken hom so 7 woorde. Maar dis die ding, dit is sonde. Dit het teen God se plan gegaan vir jou lewe, vir daai kind se lewe en vir die koninkryksplan en vir die kinders wat uit daai kind se lewe sou kom. So nageslagte word doodgemaak. Ek weet dit kan jou verskriklik laat voel as ek so praat, maar hierdie is die eerste stap. Dis nie die laaste stap nie. Ons bly nie hierdie. Maar om te erken dat net soos elke ander sonde is dit baie erg en dit druis in teen God se plan en God hou boek van elke sonde en dit word gestraf. Want God is heilig, maar God is so goed dat hy ook vir die pad uitgee vir hoe om hierdie sonde te hanteer vir hom, dat jy skoon kan kom. Want die vyand wat die aanklaer van die broeders is, sê die woord. Hy sal inkom en jou sleg sê en vir jou aanval en jou laat twyfel oor God se liefde vir jou en jou vergifnis. Hy sal jou laat twyfel oor hoe God jou sien en jou eintlik sleg sê en jou herinner aan jou sonde. Dalk doen jy dit sommer self, maar baie keer stem ons saam met die duiwel en ons begin onsself katasa. Ons slaan onsself oor die kop hiermee. Maar jy weet, abortus is 'n sonde en God het vir jou 'n uitweg gegee. So ons gaan daarna kyk, maar dis ook trauma. Trauma beteken in die oorsprong van die woord dat dit 'n wond is. Dis 'n besering. En dit beseer jou siel en jou gedagtes en jou menswees en ook jou gees en natuurlik jou liggaam ook. Maar so as ons deur hierdie ding gaan, dan is dit eintlik jou 'n vrou wees wat dit beseer, want jy's in God se beeld geskape om kinders te hê. Dis 'n deel daarvan. Nou party vrouens kan nooit kinders hê nie. Party stap 'n pad van enkel wees en daar's nie veroordeling hiermee daaroor nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar vir jou het jy 'n stuk van sy doel gemis. Nou party mense sal sê maar ek is verkragt. Dit is dalk so, maar die babatjie is gestraf vir die sonde van iemand anders. So daar was dalk moeilike omstandighede gewees het rondom hierdie situasie. Jy was dalk 15 of 16, jy was jonk, jy was dalk in 'n krisis. Dit is so, maar die babatjie is gestraf vir dit. Ander opsies is nie oorweeg nie. God is nie regtig vertrou nie. Daar mag dalk ander pyn wees wat saam met hierdie ding kom het jou tot op daai punt gebring het. Dalk is dit ander trauma en verwerping. Dalk is dit ander seksuele trauma teen jou. Dalk was dit 'n verskriklike verhouding waarin jy was. Klomp
Dis omstandighede wat jou tot op daai stikkende plek gebring het waar dit 'n desperate poging uit was. Dalk was dit nie dit nie, jy was dalk 38 en jy was bang jou kind het Down syndroom en jy besluit jy gaan hom vernietig. Jy gaan die kind aborteer. Die abortus is nog steeds sonde, maar God is lief vir jou. Al het jy dit gedoen. Ja, God is lief vir daai kindjie wat doodgemaak is, maar hy is ook lief vir jou en hy wil jou kom help. Hy weet die gevolge van sonde, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God in Jesus Christus is die ewige lewe. En dit kan nou al vandag in jou lewe begin. As jy al jou lewe met die Here reggemaak het en jy het hom al vertrou vir jou om jou sonde te vergewe, dan het jy sy kind geword. Jy het nuut geword, sy gees woon in jou. En dan kan hy hierdie genesing nou nog deur laat skemer in die res van jou lewe. As jy dit nog nie gedoen het nie, dan wil die Here jou vandag uitnooi en sê, "Hey, kom, luister wat Erik gesê en kom maak jouself reg met my." Weet julle, dat trauma is nie 'n wond wat nie gesond kan word nie. Dit kan gesond word, maar dit vat tyd. En dit gaan ons na kyk. Want abortus mag dalk vinnig gewees het en vergifnis kan kom en dis dalk vinnig, maar die genesing vat tyd. So dit is oukei. Jy kan dalk 'n klomp verskillende maniere hê in jou lewe hoe hierdie ding uitmekaar uit vir jou val en sê ek is stikkend. Dalk het jou lewe uitmekaar uitgeval daarna. Dalk het dit jou huwelik, jou ouerskap als geaffekteer, maar weet jy die Here sê hierdie genesingsproses is soos 'n legkaart wat ons bou, stukkie vir stukkie bou ons die legkaart. En baie keer kan jy dalk 'n klomp stukkies soms so vinnig kry en baie keer soek jy 'n stukkie vir lank. En dit is dalk soos 'n staproete wat jy op en af stap. En party daar's vinnig en maklik en mooi en party daar's moeilik en sweet en warm in die son. Maar hy sê ek's by jou en hierdie roete gaan nie vir ewig vat nie. En jy gaan vordering maak al is dit dan nou een tree op 'n slag. Maar jy moet eers glo, die eerste punt is abortus is sonde, maar is ook trauma en daar's genesing. Maar die tweede punt is genesing is moontlik. So die Here wil eintlik vir jou kom sê, weet jy wat? Jy hoef nie 'n gevangene van hierdie sonde te wees nie en van die bitterheid op teen jouself of ander of die pyn en die absolute rou daarvan nie. En die skuld en die skaamte nie. Hy wil nie, hy sê ek het vir jou kom genesing gebring. In die woord sien jy baie keer hoe die Here mense in sonde en siekte kom gesond maak. Al die sondes kom genees, al die siektes kom gesond maak. Hy kom 'n vrou wat hulle kom neergooi voor hom en sê sy's nou net gevang in die daad van om 'n man te verneek en die Here kom gee van genesing, hy kom gee van vergifnis. Dan's daar 'n melaatse wat siek is. Daai siekte kan vir Jesus teoreties nou siek maak, maar Jesus raak aan hom. Hy sê Here, hy sê ja, ek wil jou gesond maak. Hy raak aan hom, hy raak nie aan 'n melaatse nie. Jesus kry nie melaatsheid nie. Nee, die siek ou kry genesing. So hy wil in jou kom raak en hy sal hy siekte het sê hy op die kruis het hy op hom geneem. 2 Korintiërs 5:21 sê God het vir Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kon word die geregtigheid van God in hom. Hy kom neem daai sonde op hom en hy word daai sonde. En nou ruil hy met jou. Hy vat jou sonde en hy gee vir jou die geregtigheid. Maar voordat dit gebeur, is daar iets wat jy eintlik doen is as jy kom nader aan die Here, jy kom eintlik op 'n plek wat jy sê, weet jy, ek het genesing nodig. So jy erken eerstens dat jy dit nodig het, dat dit fout is, dis 'n sonde en ek het genesing nodig en ek het vergifnis nodig. So ek moet my verhouding met die Here herstel word en in my verhouding met myself en met ander, selfs met hierdie babatjie. Nou soos hoe herstel jy in die Here? Jy kom na die genade troon, toe nie 'n troon van straf nie. Die Here wil vir jou guns wys. Hy sê help hom in 'n tyd van nood. Jy kom in die naam van Jesus want hy het daai sonde vir jou geword. Nou kom ontvang jy daai geregtigheid. Maar wat sê die woord? 1 Johannes 1:9 sê as ons sondes bely, dit beteken ons stem saam met God dat hierdie sonde is. Dis wat daai bely beteken. Dan ons sê vir hom, ons kom verneder onsself voor hom, kom gee hy vir ons genade. Wat beteken genade? Dis onverdiende guns. Guns wat jy nie kan verdien nie, jy hoef ook nie. Jy kan nie in 'n geval nie. Jy kom soontoe met jou sonde en jy kom ruil dit vir geregtigheid. Jy kom bely voor die Vader dat hy wie jou gemaak het en wie daai babatjie gemaak het, dat jy verkeerd gedoen het, dat jy moord gepleeg het, want dis wat dit is. Psalm 139 sê dat die Here het daai babatjie in die moeder skoot gevorm
sy eie hand. Jeremia 1 vers 8 sê die Here vir Jeremia, nog voordat jy gebore is, het ek jou geken, nog voor ek jou gemaak het, daar het ek al van jou geweet en ek het jou gevorm, ek het jou geroep. So hy is al geroep voor hy gebore is, voor hy nog eintlik maar bevrugting plaasgevind het. So voor dit nog gebeur het die Here al hom geken en 'n plan vir hom gehad. So hierdie is nie net 'n bol vleis wat daar lê in jou. Dis 'n parasiet wat jy net kan van ontslaa raak. Nie, dit is 'n leuen daai. 'n Vriend van my sê, 'n infame leuen uit die put van hel. Maar die waarheid is dat die Here haat die sonde, maar hy is lief vir jou en hy wil jou intrek. Nou kom bely jy daai sonde voor hom. Jy kom val voor hom en jy sê, stort jou hart voor hom uit. En weet jy waar kan jy dit doen? By iemand soos 'n Christen beraader of 'n Christen sielkundige waar dit veilig is. Dan kom hy lê jou hart uit. En jy kom sê, Here, ek is so jammer. En jy kom stort jou hart uit. En weet jy wat dan sê Jakobus 5? As ons sondes bely teenoor mekaar is, die Here sê, dan gaan en ons bid vir mekaar en kom maak hy ons gesond. Want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Hy wil dit vir ons hy wil ons kom genees. En Psalm 147 sê dat die Here sê ek gaan dit vir jou in Engels sê, I bind up their wounds and I heal the brokenhearted. En dis mense wat ook jammer is vir hulle sonde wat hy ook kom so gesond maak. So dan kom jy na hierdie geneesheer toe en hy kom verbind jou wonde. Maar hy kom vat eers die skuld van jou weg en hy gee jou geregtigheid. So geregtigheid beteken, dis 'n wetlike term, daar's 'n hof in die hemel, God is die regter. Sonde word neergeskryf, elke sonde. Jy staan paar daarvoor. Maar nou kom die Here en hy sê, jy gaan nie daai sonde kan betaal nie, ek het jou so lief. Ek gaan dit betaal. Nou betaal hy dit vir jou, nou gee Jesus vir jou daai onskuld in die hof. So sy eie onskuld word nou aan jou toegeskryf. Nou sê God, ek gee jou onskuld. So jy's geregtig. En dit is nie net tydelik nie. Jy's 'n permanente toestand, want dit is nie jou geregtigheid nie, dis Christus. So jy's permanent geregtig. Nou is daar party Christene wat sê, "O nee, as ek weer sondig en verloor ek dit." Jy kan dit nie verloor nie, want jou sonde kan dit nie wegvat nie, want dit is vir jou gegee as 'n geskenk deur geloof, nie deur werke nie. Efesiërs 2 vers 8. OK. Nou sê voor hom, maar nou besef jy hierdie is 'n proses. Hier is 'n staproete, hier is 'n legkaart, maar God se vergifnis kom dadelik, oombliklik. Jy's weggewas. As jy 'n kind van God reeds is jy reeds vergewe daarvoor, maar jy kom pas dit toe in jou lewe want jy kom ontvang dit. Dis reeds oor jou uitgespreek, jy's vergewe, jy's geregtig. Jy moet dit kom registreer in jou hart en in jou gedagtes. Kom registreer jy dit. As soos iemand wat die geld ontvang het, nou gaan sit hy dit in die bank. Jy weet, jy kom bank daai vergifnis. En jy kom weet dat nou gaan ek met die Here praat oor my pyn en dan gaan hy met my praat. So hy gaan kom en vir jou kom bemoedig. Hoor wat sê hierdie 2 Korintiërs 1. Jy maar dit sê mooi dinge, hoor. Gaan nou kyk gou of ek vir jou hier kan lees. Nou sê hy vir hulle genade en vrede vir julle. Genade en vrede. Hy sê nie straf en raas nie. Hè? Van God ons Vader en die Here Jesus Christus, hy's 'n pappa. Nou sê hy aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy wil nou die Here prys. Hoekom? Hy is die Vader. Dit is hy is die regter nie, hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. En jy kan hulle bemoedig met die bemoediging wat jy by God gekry het. So hy gaan jou kom bemoedig, moed inpraat. Hy kom jou troos. Die Heilige Gees is ons trooster. So hy kom vertel vir jou, ja, dit is 'n sonde, dit is verskriklik. Kan nie geregverdig word nie, maar ek het vir jou gesterf. Jy is vir my kosbaar. My genade is vir jou genoeg. En ek gaan kom en ek gaan selfs jou huwelik kom help genees. Kom laat toe dat ek verander hoe jy dink oor sonde, oor hoe jy dink oor my, oor hoe jy dink oor huwelik, oor hoe jy dink oor seks, oor hoe jy dink oor ouerskap, dat ek kom en dit doen ek deur my woord. Dan kom sy woord soos 'n skerp tweesnydende swaard net skyn in jou hart en dan moet jy dit toelaat, vrugbare grond wees dat daai woord kom vrug dra in jou lewe. So jy moet jouself sag maak voor die Here. Ek het ook gesukkel om en maak ek is eintlik maar rebels. Wil nie nou hê die Here moet my praat. Ek wil nie ek so bang mense oordeel my, maar dis 'n vrees vir mense. Die Here vrees die Here eerste.
Maar 50 jaar van nou af is jy 10 nie meer op aarde nie. Ek ook nie. Dan sê ek maar, ou man. En dan is ons by die Here. Dis al wat tel. Onthou, dat Jesus maak jou nou gesond, maar weet jy wat, self daai laag van sonde en seer wat tot jou tot daar gebring het. Die ongeloof, die vrees, die angs, dalk is dit familie wat teen jou was, dalk is dis dit net jy wat in 'n kerel, dalk is jy jonk getroud. Ek weet nie wat het fout gegaan nie. Maar hy wil jou kom bring, want dit is dalk vrees vir mense, dalk was dit arrogansie, dalk was dit jy het nie die Here geken nie, jy het nie op hom vertrou nie, jy het nie geglo hy sal voorsien nie. Jy het nie geglo jy kan daai kind grootmaak nie. Jy het nie geglo hy's by jou en hy gaan jou help nie, want dalk het jy kwaad gewees vir die Here. Ek weet nie, maar hy sê ek gaan al daai goed wil ek kom aanspreek met waarheid, wat jou gaan vrymaak. Ek is jou voorsiener. Ek wil by jou wees. Leer om my te vertrou. Leer om te sien dat ek is nie die een wat swaar kry bring nie. Ek kom red jou uit die swaarkry. Die sonde is daar, die duiwel is daar in die wêreld te stikkend, maar ek is goed. Nee, man, lekker man. En dan sê in Psalm 107 vers 20, ek stuur my woord en ek kom genees jou. So hy gaan daai woord het genesing in hom. En dan sê hy wil hê maar daai woord kom ontvang dat lig skyn daar in daai donker plekke. Praat oor die sonde. Jy weet hoe swaar was dit vir my jare terug toe ek 'n Christen beraader gaan sien en ek het my sondes daaroor gepraat en dit was vir my nogal bitter moeilik. Maar dit was bevrydend. Dit was die begin van 'n groot genesingsproses wat uitgeloop het op sake van die siel. Yes man. So die Here wat die pyn uit daai herinnering kom vat. Partykeer moet ons oor daai herinnering rou en ons moet daaroor praat. Want as die herinnering wat partykeer terugkom. Met posttraumatiese stres kan ons sien mense kry drome, hulle kry terugflitsse. Ons het nodig om te praat oor dit. Ons nodig om uit te kry om te vertel wat gebeur het, hoe dit gelyk, hoe dit ons beleef, waardeur het ons gegaan, sodat jy met iemand anders kan vir jou deernis gee. Nie veroordeling, nie deernis. Tuurlik is die waarheid dat dit 'n sonde was en dat jy nodig het om daarvan reg te stel. Maar die waarheid is ook dat jy vergewe is en dat die Here jou kom help. En dan, as jy daai sonde so in die lig gebring het en jy kry daai genesing, dan kom ervaar jy maar die Here het regtig elke sonde voorbetaal. Sy genade is genoeg vir jou. Sê jy dit nou, jy kom bring dit nou voor hom en dan beleef hy, my grace is sufficient for you. 2 Korintiërs 12. My genade is genoeg. Ek het vir hierdie sonde ook betaal. Alles is betaal. Jesus het gesê, it is finished. Dit is klaar betaal. Tetelestai. Een van die 4 Griekse woorde wat ek ken, afgehandelde rekening. Alles van die mensdom is betaal, ook daai sonde. So jy kom praat en jy kom huil dit uit. Maar dan gaan jy deur die lewe en jy sien, "Sjoe, jy hoor dalk van ander swangerskappe, jy sien dalk aan 'n babatjie, partykeer is jy fyn en partykeer dan tref dit jou, dan huil jy. En dan huil jy. Hoekom? Jy het 'n kind verloor. Jy het familie verloor. Jy's deur 'n rouproses, is dood. Dis hartseer. Partykeer gaan jy dalk deur en daar's nie veel nie. Dit's dit ook okay. Moenie nou altyd skuldig van sleg voel nie. Die Here het die skuldgevoel kom afval. Hy het die skaamte kom afval en gesê nee, jy's nou nie meer skuldig nie, jy's vergewe. So as daai skuldgevoel inkom, antwoord jy hom met nee, ek is gereg. Ek is vergewe, ek is geregtig in Christus. As die skaamte inkom en sê hy, weet jy wat? Die Here het daai sonde geword en die Here het my skoon gewas. Hy gee my nou 'n doel, hy gee my autoriteit oor daai sonde. Ek kan nou vir ander mense daarmee bedien. Ek het autoriteit daarmee. Ek hoef nie meer skaam te word nie, dit is deel van my testimonie, dit is deel van my storie, van my getuienis nou, dat God se genesing en bevryding. Ek kan ander mense nou bereik met die waarheid en hulle help. Die goeie nuus, evangelion. Ken nog 'n woord. Dan weet jy, en as jy nagmaal gebruik, dan herinner die Here jou, hey, jy's in my nuwe verbond, daai ding is afgehandel. Selfs so erg soos dit. En dan kom die Here en hy sê, my liefde vir jou wil gaan genesing bring. Een van die dinge wat ek dink baie hoop bring is dat daai babatjie by die Here is. Onthou, die Here het mos nou die babatjie gemaak met bevrugting. En daar's die gees van die babatjie reeds daar. En hy het 'n doel. Ons sien dit mos in Jeremia 1, Psalm 139. Ons sien dit. Toe Maria loop en sy swanger met Jesus, toe kom haar niggie en Johannes die Doper is in haar baarmoeder. Johannes die Doper spring en sy sê, daar's die moeder van my Here. Verstaan, as sy vir Jesus geaborteer het, as 'n 2 weke oue fetus, wat in elk geval nageslag beteken offspring, dan sy vir die Messias doodgemaak. Sy het nie 'n bolvleis doodgemaak. Maar weet jy wat?
Jesus is gebore en hy het gekom. So hy's lank voor die tyd al geprofeteer oor hom. So daai babatjie, nou kom die Here en hy sê, maar ek wil vir jou sê, daai babatjie is by my. So daar's op Randy Kay Ministries en al ander sulke ek vertrou daai stories van Randy Kay dat hy self in die hemel was en hulle gesien het hoe geaborteerde kinders deur die engele grootgemaak word. Nou goed, mense kan daarvan verskil as hulle wil, maar dit is in lyn met wat jy kan verstaan hoe die woord werk. Dat daai kindjies na die hemel toe, na die Here toe, waar anders. Want die Here het hom gestuur. Christus weet mos nou die Here is regverdig en goed. Nou goed, mense kan daarvan verskil, dis oukei, maar daar's genade. Jy kan sien God is liefdevol genadig en hy kom maak ons gesond. En dan kan jy dalk 'n paar ander dinge in hierdie rouproses doen. Jy het dalk nodig om vir die kind 'n naam te gee. Ons is deur 'n miskraam en ons het vir daai kind 'n naam gegee. Wat 'n hoop gee dit nou. En dan kan jy daai babatjie net so in die Here se hande toevertrou, soos wat jy jou kinders wat hier is toevertrou aan die Here. Jy vertrou aan hulle toe. Sê dankie Here, soos Dawid, ek gaan nou die kindjie kom nou nie meer na my toe nie, maar ek gaan eendag na die kindjie toe. Of weet jy dit? En Dawid het dit geweet. Nee, geweet, daai kindjie gaan na die kindjie toe. So jy kan dit ook weet as jy kind van die Here is. Anyway, dan kan jy ook goed doen soos 'n brief skryf aan die babatjie. Maar ek sou dit voorstel saam met 'n beraader, 'n Christen beraader, waar jy net jou hart uitstort, jou berou en vergifnis. Waar jy dan jouself ook vergewe. So jy ontvang nou die Here se vergifnis, maar jy pas dit toe op jouself. Want ek dink dit is die moeilikste persoon om baie keer te vergewe, of vir jou ma of iemand wat jou aangehit het, jou kerel. Dan sê jy Here, dankie dat U het my vergewe. Wie is ek om myself nie te vergewe nie? En dan pas ek dit toe op myself, ek vergewe myself. En ek sê Here, Efesiërs 4:32, Kolossense 3, vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. So soos God jou vergewe het, al jou sondes weggevat. Gister, vandag, môre se sondes, toekoms, alles weg. Dis in Christus afgehandelde werk. So vergewe ek myself van daai sonde. En sien letterlik as jy fliek The Mission, stap Robert De Niro se karakter wat al die en hulle beeld sy sonde uit as hy die klomp klippe wat met boomwortels so in 'n sak vas is en daar's so 'n lang tou boomworteltou wat aan hom vas is en hy is hier in die berge daar aan die watervalle en hy sukkel met hierdie sak en hy moet daar inklim en is om sy middel gebind en hy sleep dit saam en op 'n stadium is hy so moeg af en hy gryp sy mes uit en hy sny hierdie tou af en hy laat val dit so net val so dramaties by die kraan se af en dis daai ding van ek ontvang die Here se vergifnis. Ek spreek myself nou vry. Nie omdat ek dit verdien nie, dis 'n geskenk van die Here jou gegee het nie. Gee dit nou vir jouself. Jy gaan dit dalk baie moet doen. Maar dan herinner jy jouself net, ek het myself vergewe en ek is vergewe. En stuk vir stuk word daai legkaart gebou. En as jy weer eendag sien, is dit 'n pragtige toneel van genesing en dit loop uit in liefde op die kinders wat jy nou, die mense in jou lewe. Dit loop uit op 'n plek wat jy sê Here, dankie dat U nog 'n doel vir my lewe het. Dankie dat U my nog my in U koninkryk wil gebruik. Dankie dat ek ander mense kan lief hê. Dankie dat daar nog 'n doel is. Dankie dat daai was nie die einde van my storie nie. En dan stap jy daai pad wat die Here vir jou het, daai plan. So die Here het jou sonde vergewe en ook die skuld hy het dit ook weggevat en hy maak dan dat hierdie pynlike ervaring goed kan uitdraai, dat Jesus se karakter in jou kan vorm. Dat jy God kan leer vertrou nog meer, dat jy kan leer om ander mense lief te hê. It's amazing man, Romeine 8:28, nee? En daai gat in jou hart gaan stelselmatig gesond word totdat die pyn van daai herinnering nie meer daar is nie. Die herinneringe gaan nog daar wees. Dit gaan dalk nie meer so indringend wees ook nie. Maar die pyn gaan uit daai herinnering wees. Soos jy dink aan 'n wond, dit word 'n letsel, maar die letsel vertel 'n storie, maar dit is nie meer bloeiende seer nie. So dis wonderlik. En dan as jy weer voel jy kan nie meer nie, dan leun jy op die Here se krag en liefde vir jou. Die hele tyd in hierdie proses. Jy steun op ander kinders van die Here ook. En jy lees boeke en jy luister programme soos hierdie en dan moet jy stuk vir stuk meer gesond, want dan gaan elke dag vir jou 'n persent pakkie van genade wees vir daai dag. Dat die Here gaan die Here vat, jou daaglikse brood, geld en woord. En so gaan jy net elke keer nader en nader hardloop aan die Here. Dit was lekker om met jou tyd te spandeer en ek het hierdie vir jou gedeel, maar ek wil vir jou vra, sal jy
Sal jy hierdie video met mense deel wat jy weet ook hier deurgaan? Sal jy 'n like gee en aanteken en deel? Weet jy hoekom? Want dan sien die algoritme dit en hy deel dit met ander vrouens en ander mense en man, hulle het dit nodig. En sal jy op ons webwerf gaan kyk, mattersofthesoul.org, sakevdsiel.org, gaan kyk maar net daar. En dan daar's artikels en allerlei goed. En as jy vir ons wil finansiëel ondersteun, in Suid-Afrika is ons artikel 18A. Ons bediening is afhanklik van ondersteuners. Kom kyk op ons webtuiste, sakevdsiel.org. Gaan kyk daar en gaan ondersteun ons asseblief en dan sal Mikkie met jou in verbinding tree en jou uithelp daar met al die dinge. Jy kan ook 'n kommentaar lewer, jy kan vir my jou storie vertel. As jy my wil e-pos info@mattersofthesoul.org en as vertel jy my jou storie. Geheer jou ryklik seën. Jy's geliefd. Bye bye.